gebede wat werk. 'n Gebed wat werklik resultate oplewer. Wow, wie wil nie hê sy gebede moet berge skuif nie? Come on, is daar iemand wat wil hê sy gebed moet nie berge skuif nie? Of moet ek my vraag andersom vra? Wil jy hê jou gebede moet kragtige resultate oplewer? Ek is seker jy het gesê ja. Ek wil vir jou lees van so 'n man, wie se gebede werklik kragtig was. Maar eerstens sê die woord dan nie, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, en jy vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, en nie twyfel nie, jy sal kry wat jy sê. Sê die Bybel dan nie daar in Jakobus 4 vers 2, julle het nie, omdat julle nie bid nie? Is dit nie so dat God vir ons wil gee nie? Sê die Bybel nie, roep my aan in die dag van benoudheid, Psalm 50, ek sal jou uithelp, jy moet my eer? Leer die Bybel ons nie van 'n vrou, 'n weduwvrou wat 'n koning lastig geval het nie, 'n onregverdige regeerder, maar sy het aangehou en die regeerder het gesê, ek sal aan hierdie vrou goed doen, anders, want sy val my lastig. Sê die Bybel nie, net soos wat die onregverdige regter aan hierdie vrou reg laat skiet het, sal die hemelse Vader nie aan julle reg doen as julle hom bid nie? Ek wil so sê, bid sonder ophou bid, God wil dit vir jou doen, en ek praat paar woorde, net 'n paar woorde met jou hoor. Gebede wat baie bereik. Kom ek lees vir jou Jakobus 5 se B-gedeelte, hy sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. It availeth much. Die Engels sê, the fervent prayer of the righteous availeth much. Elia was 'n mens net soos ons, sê die volgende vers. Hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande nie gereën nie, en hy het weer gebid. Na 3 jaar en 6 maande natuurlik, en die reën, die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Dis wat God vir jou wil doen, hy wil vir jou vrug gee, maar ons moet bid. Bid sonder ophou bid. Hou aan met bid. Die sleutel is gebed. Ek staan hier voor jou en ek besef skielik, ek bid te min. Moenie my so kyk om te sê, wie is jy om met my te praat met so 'n belydenis nie? Wat help dit, ek steek dit weg. Ek sou baie meer gehad het as ek meer gebid het. Ek sou nader aan hom gewees het, ek sou sy stem meer gehoor het as ek meer gebid het. Maar ek wil vandag dan nou net 4 sleutels, 4 punte in jou hand sit, 4 gedagtes, hoe om jou gebed kragtig te kry, sodat jy antwoorde kan kry, sodat jou gebed resultate sal hê, sodat jou gebed nie net resultate sal hê nie, but tremendous force, sodat jou gebed nie net resultate sal hê nie, maar dat dit dinamiese resultate sal hê. En die eerste punt van hierdie gedagte is, jy moet vurig bid. Ernstig. Baie mense sê hulle bid, maar hulle bid jy regtig? Bid vir my dan, WhatsApp ons maar so 'n prentjie terug met sulke. Maar bid ons regtig? Die Bybel sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Punt 1 is, jy moet vurig bid. Jy moet met energie bid. Elia het nie net gebid nie, die Bybel sê, wanneer jy die gedeelte in Konings gaan lees van Elia, hy het sy knieë laat sak op sy knieë, hy het sy kop tussen sy bene ingedruk, soos hy moes 'n baie skraal man gewees het om dit te kon doen, en hy het tot God geroep, ernstig. Om te bid is nie net iets wat jy hier in die verbygang doen nie, om te bid is sy eenkant iets wat jy doen. Voordat Jezus op die water geloop het na sy disippels, so sê die Bybel, hy het eenkant gegaan om te bid. As hy dit nodig geag het om te bid, wat die seun van God is, hoeveel te meer moet ek en jy bid?
Die probleem is eintlik maar ons program wat ons nie een kant skuif nie. Dis nie die program nie, ek en jy is die probleem. Ons ag God nie belangrik genoeg om tyd te spandeer met hom nie. Ons ag ons program belangriker. Ja, hoe preek ek dan nou nie vir jou nie, maar vir my vandag? Ons ag alles belangriker. Mense is belangriker as God vir ons. Ons program, ons geld, ons besittings, ons vrou, ons man, ons kinders, waar jy jou ook al in hierdie scenario indeel. Die Bybel sê die vurige gebed. Vurig beteken in die oorspronklike taal energio. Dis waar die woord energiek en energie vandaan kom. Om energie daarin te sit wanneer jy bid. The fervent prayer, sê die Engels, of the righteous availeth much. My eerste gedagte wat ek op by jou wil neerlê, as jy wil hê jou gebede moet resultate hê, baie mense sê hulle het gebid, maar eintlik het hulle net gesê, Here, sal jy vir my voorsien asseblief. Dit was nie 'n deurdringende, dit was nie 'n ernstige gebed nie. Dit was nie 'n gebed wat vurig was nie. Dit was nie 'n gebed wat eintlik uit die hart uitkom nie. Dit was maar net 'n plan B gewees om die gewete stil te maak. En ek het nou onlangs vir myself die vraag gevra of ek regtig waar bid. So 'n tyd terug, toe kom ek agter, maar ek het nie eens meer, ek praat nie van 'n gebedslys wat jy by die kerk kry vir die susters of die broers of by iemand nie. Ek het nie eens meer 'n persoonlike gebedslys nie. Want jy sien baie keer as ons gaan bid, dan bid ons sommer so in die algemeen. Ons bid sommer so oor dit wat ons dink. Ons bid, ag Here, gee vir ons 'n lekker dag. En Here, voorsien vandag, laat ons 'n getuie vir U sal wees en help ons om veilig te wees en U te dien. Amen. En dan kom toe agter my, ek het nie meer 'n gebedslys, ek bely hierdie dinge voor julle. En ek het dadelik vir my gebedslys opgestel. Ek wil jou maar net vra, het jy 'n gebedslys waarvoor jy ernstig bid? Ek praat nie van jou kerk se gebedslys nie, ek praat nie van die sustersgroep of die broersgroep of die mannegroep of die ontbytgroep se gebedslys of jou familie se gebedslys nie. Praat van jou gebedsversoeke. Elia het so 'n versoek gehad en die Bybel sê hy het ernstig gebid en hy was 'n mens net soos ons. Hy het ook omstandighede gehad. En dis my punt 2, behalwe ernstige gebed. Sê vers 17, hy het omstandighede gehad, hy was 'n mens soos ons. Dit het nie gereën nie, daar was droogte gewees, en behalwe dit was hy 'n vlugteling gewees, hy het 'n grotte gebly, op 'n stadium, hy het by 'n spruit weggekruip, hy was die mees gejagte misdadiger in die oë van koning Agab gewees. Agab het sy weermag opgestel om hom te gaan soek. Agab het die buurlande se weermagte en konings aangesê om vir Elia te soek. Elia was nie net die mees berugte misdadiger in die oë van Agab gewees nie, omdat hy misdadiger omdat hy God gevrees het. Hy was nie werklik 'n misdadiger in die oë van God nie, maar in die oë van mens. Soos as ek moet sê, hy was 'n mens soos ons, ja, die Bybel sê so, 'n mens soos ons, met begeertes, met behoeftes, met verlange, maar daar was iets in sy mondering wat hom anders gemaak het as die gemiddelde mens. Hy het gebid. Het jy nog 'n gebedslys waarby jy by elke punt stil staan en sê, Here, hierdie saak, of is dit maar net so in die verbygang? Dankie dat ek vir jou kan praat, maar eintlik met my. Moenie na jou omstandighede kyk nie. En moenie dink jy's te minderwaardig nie, dis punt 2. Moenie jouself beoordeel as te swak om God se antwoorde te kry nie. Elia was 'n mens net soos ons. Punt 1 is vurig, ernstig. Punt 2 is jy te minderwaardig in jou eie oë, dink jy kwalifiseer nie vir 'n wonderwerk nie. Moenie jouself afskryf vir 'n wonderwerk nie. My punt 3 is, en hierdie punt ruk my vandag terwyl ek daarna kyk, die woord regverdig. Die Bybel sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Regverdig. Is ons altyd so regverdig soos wat ons voorgee? Het ons regtig 'n verhouding met die Here soos wat mense dink ons het? Of is daar ook maar iets wat ons partykeer vat wat nie aan ons behoort nie? Ek bedoel, iets staan in die hotelkamer, miskien is die pakkie seep nog toe daar by die wasbak, en jy dink, ag, hulle het dit hier neergesit, ek sal dit maar vir my vat, dis niemand sinne nie. Of miskien dink jy, die hanger wat daar hang, ek het 'n ekstra hanger nodig, dit is tog maar deel van hulle uitgawes.
Wel vriend, die Bybel sê die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En ek wil nie hê daar moet dinge in my lewe wees wat my diskwalifiseer nie. Hierdie woord regverdig beteken verseker nie jy's volmaak nie, maar by all means, ons moet almal na volmaaktheid strewe. By all means, lê sekere dinge neer. By all means, as jy nie vorentoe gaan nie, is jy besig om agtertoe te gaan. By all means, is daar 'n pen in jou kinders se potloodsakkie wat eintlik die werk se eiendom is? Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. It availeth much. It hath tremendous power. It hath dynamic results. Groot krag in die oorspronklike taal sê dynamic results. Availeth much. Tremendous power. Soek jy 'n soort gebed met resultate? Ek is seker jou antwoord is ja. Daar's goed wat ons moet uitsorteer. Die gedeelte in hierdie Bybelboek van ons, die woord van die Here net voor dit sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar. En hy koppel dit definitief aan mekaar. Is daar iets wat onbeleid in my lewe is, hoe gering ook al in my oë? Want daar is goed wat ons maar laat verbygaan, want ons oog het gewoond geraak. Dis die sameloop van omstandighede, sê ons vir onsself, en dit is hoe dit in Suid-Afrika gedoen word. Wel, dit kan dalk jou gebede kragteloos maak. Die gevolge van dit is afgryslik en kan selfs ewigdurend groot wees. Ek luister na die getuienis van 'n gelowige prokureur en 'n gelowige pastoor. Iemand het teen die pastoor en teen die kerk 'n hofsaak gemaak en hy het hierdie gelowige prokureur gekry om hom te help in hierdie hofsaak. En terwyl hulle in die hofsaak is, sien die gelowige prokureur en die pastoor, dis in Amerika, dat hulle hierdie hofsaak gaan verloor. Alles tel teen hulle. En die regter is nie juis en die jury is nie juis in hulle kant nie, want elke keer wanneer hulle praat, dan skud die man wat met die hamertjie sit daar voor sy kop en kyk hulle snaaks aan. Toe die eerste dag verby is, toe besef hulle hierdie hofsaak gaan in 'n verkeerde rigting, maar hulle het iets met die naam gebed, maar hulle het mos gebid. En die gelowige broer sê vir die gelowige prokureur, die gelowige pastoor sê vir die gelowige prokureur, kom ons bely ons sondes. En die pastoor sê, maar dis maar reg so, wat se sondes kan daar nou wees? Sê die gelowige liewe prokureur, wat se sondes kan daar nou wees, sê die prokureur. En hulle staan so en hy sê, maar moet ons dit nou hardop doen? En die gelowige broer of die gelowige pastoor sê, en die gelowige prokureur, hulle sê, ons sal maar hardop moet bid. En die prokureur sê, ja, begin jy eerste, en hy is verstom oor wat hierdie pastoor alles bely. Verstom. Want jy sien, partykeer is dit die klein jakkalsies wat die wingerd verniel. Die prokureur het toe ook later 'n klompie goed daar uitgehaal en bely en erken, want die Bybel sê, bely mekaar julle misdade, bid vir mekaar sodat jy gesond kan word. Daar's nie meer algemene belydenis nie, onder gelowiges nie. Hulle wil nie meer erken as hulle verkeerd was nie. Vriende, ons is te high and mighty. Ons het 'n gedaante van godsaligheid, maar ons die krag daarvan verloor. I want dynamic results. I want tremendous power. But then I need to pray with energy and with righteousness. Wel, die volgende dag toe hulle by die hofsaak kom, alles is reg. Toe staan die teeparty se regsverteenwoordiger op, en hy sê, hy weet nie wat gaan aan nie, alles was uitgesorteer, maar vandag beklei almal hierso by hom. Die regter sê, jy moet versigtig wees wat jy sê, die hele jury luister na jou. Hy sê, maar ons kan nie so aangaan nie, alles was uitgesorteer gister en volgende is alles deur mekaar, want iemand het gebid gisterand. En hulle het hulle sondes bely. Broer, jy kan nie met jou sondes aangaan en dink God gaan jou gebede beantwoord nie.
Ek praat nie van hierdie goed van buiteegtelike verhoudings en daai goed eens nie. Ek praat van hierdie klein goedjies. Waar ons te veel klein geld kry, of iemand inloop met 'n dit of met 'n dat, of neerkyk op iemand wat by jou huis vir jou werk. Of iemand wat jy nou dink is jou bediende of jou werknemer, maar iemand by die kerk is dit, hallo broer, hallo suster, maar daar is dit net, goodbye. Jy gaan 'n prys betaal deur gebede wat net nie dinamies is nie. Vriende, die regsverteenwoordigheid van die teenparty, iemand uit sy span skree, ons moes nooit hierdie pastoor in die kerk 'n saak teen hulle begin het nie. Die regter sê, julle moet versigtig wees wat julle sê, julle jury luister na julle. Die volgende oomblik sê hulle, ons het 'n fout gemaak om hierdie hofsaak aan te gaan. En die saak word uitgegooi, want iemand het gisteraan sondes bely. Ek weet nie wat se saak jy vandag is nie, maar daar's 'n God wat jou wil help. Die eerste punt van 'n gebed met resultate is, sit 'n bietjie energie en erns daarin. Die tweede punt is, moenie na jou omstandighede kyk en dink, jy kwalifiseer nie vir 'n deurbraak nie. Elia was 'n mens soos ons. Die derde punt is, kom ons bely ons sondes, kom ons maak reg met God, kom ons wees regverdig, soos die Bybel dit van ons vra. Kom ons wees regverdig. En die vierde punt kom eintlik by dit wat ek net nou maar gesê het jy nog 'n gebedslys aanhoudend, wanneer jy hierdie verhaal van Elia se gebed gaan opsoek in Konings, sal jy agterkom, hy het op die berg geklim en hy het gaan bid met sy kop tussen sy knieë, en hy het dan vir sy dienaar gesê, gaan kyk 'n bietjie daar of jy nog nie 'n wolkie sien nie. En dit het hy 7 maal, as ek korrek is, 7 maal gedoen. Elke keer is daar geen antwoord, as jy het hy weer sy kop laat sak. Hoe lank bid jy oor 'n gebedsversoek voordat jy ophou? En die volgende oomblik sien hy 'n wolk, soos 'n man se hand, sê die Bybel, en hy het daardie wolk, hy het net daai wolkie gevat, as genoeg. Want vir 3,5 jaar was daar, lyk my nie eens 'n wolkie in die lug nie. En hy het vir Agab gesê, span in jou perde en jaag, want die reën is op pad. En hy het in die krag van die Here voor Agab se perde uitgehardloop en voor Agab in Jesreel gekom. Want die krag van die Here is op 'n man wat bid. Die salwing van God is op 'n man wat dinamies is, wat regverdig is, wat vurig bid en wat weet waarvoor hy bid. Aanhoudend en spesifiek het hy vir iets spesifieks gebid. Hy het gebid vir reën. Het jy nog 'n gebedslys? En ek wil hierdie laaste punt, hierdie aanhoudende punt wil ek noem, aanhoudend en spesifiek. Het jy nog 'n gebedslys wat jy aanhoudend en spesifiek, soos daai weduwee aanhou by die onregverdige regter, totdat sy haar sin kry? Hoeveel te meer sal hy nie ons gebede antwoord, die wat dag en nag, die Bybel sê, die wat dag en nag na hom roep. Ek wil jou vra en ek wil jou aanmoedig, as jy nie 'n gebedslys het nie. Ja, kom ons kry ons prioriteite in orde. Ons het 'n lys as ons winkel toe gaan. Ons het 'n lys to-do list wat ons môre wil doen of vandag wil doen. Ons het 'n to-do list vir werknemers en vir alles is daar to-do list en ons het 'n droomlys. Maar as jy nie 'n gebedslys het nie, jou verhouding met die hemelse Vader, waar staan jy met betrekking tot God se saligheid? Ek wil hê jy moet dit antwoord. Soos ja, laat ek weer hierdie 4 punte noem. En voordat ek dit noem, laat ek net sê, if you want to have dynamic results, if you want to have tremendous force, if you want to avail, the Bible says, the righteous prayer, the fervent prayer rather, the fervent prayer of the righteous man availeth much. Soos wat is dan die 4 punte vir hierdie dinamiese resultate? Punt 1 is, bid vurig, bid met energie. Miskien moet jy jou kamer deursluit. Miskien moet jy weer in tale begin praat op hart, soos wat jy dit gedoen het. Punt 2 is,
Kyk nie na jou omstandighede en sê ek kwalifiseer nie. Elia was 'n mens net soos ons en hy het hierdie resultate gekry. Die derde punt is, bid deur regverdig te wees, met ander woorde bely jou sondes, regverdig, righteous. Maak reg met God. Ek praat gisteraand met 'n man wat vir my sê, ons lewe is nie altyd soos dit lyk nie. En die vierde punt, aanhoudend en spesifiek deur 'n gebedslys. Terwyl ek gisteraand met hierdie oom praat, hy was in 'n baie moeilike omstandighede, vertel hy my hoe God hom ontmoet het in sy siekbed waarin hy was. En ek sê vir hom, oom, ek begeer om God se stem te hoor soos wat jy dit gehoor het. Maar ek begeer nie jou smarte wat jy nou deurgegaan het nie. Hy sê vir my, pastoor, is iemand in my gemeente, hy sê vir my, pastoor, dit was 'n klein prys om te betaal vir sy stem. Die man was werklik deur smarte, hy het gesê, Here, sal u my uit hierdie siekbed kan uithaal, sal ek ooit uit hierdie hospitaal uitkom. En hierdie man sê vir my, pastoor, ons lewe is nie altyd soos dit lyk nie. Daar's baie plekke. Ek het gedink ek is alright, maar ek was nie alright nie. En ek het vir hierdie oom gesê, jy moet maar vir ons kom preek by die kerk. Is jou lewe werklik alright? But you want dynamic results. Ek vra maar net, dit klink soos 'n vryheid, vergewe my dan. Het jy 'n gebedslys? Is jy regverdig? Bid jy spesifiek en aanhoudend? Diskwalifiseer jy jouself omdat jy 'n gewone mens is? Is jy energiek in jou gebed? Here, ek het huiswerk om te gaan doen. Vriende, as hierdie woord met jou gepraat het en jy wil op my poslys kom, deurdat jy sê ek soek meer boodskappe, stuur vir my die woord poslys. Dan sit ek jou ook op my poslys vir boodskappe. En jy kan natuurlik enige tyd vra om weer afgehaal te word daarvan, enige tyd. As dit jou begeerte is om hierdie bediening te ondersteun deur 'n bydrae, eers wil ek dankie sê vir elke rand wat inkom. As dit jou begeerte is om 'n medewerker te wees op daardie manier, stuur vir my die woord ondersteun. En ek stuur vir jou ons besonderhede. Op hierdie noot moet julle my verskoon. Ek het werk om te gaan doen na hierdie boodskap. Tot volgende keer. Bye.